Môre gemeente. Is lekker koel vanmôre. Ek eers die goeie watertjie skryf voor ons wegtrek. Ja Vader, dankie dat ek net van my kant af ook net myself beskikbaar kan stel voor die Vader en kan oorgee aan U Heilige Gees. Vader, U is waardig geprys te word. Ons is nietig en klein voor U aangesig. Here, U woord is heilig. Kom bid dat U ons harte sal oopmaak om U woord te ontvang, Vader. Dat die Heilige Gees self sal bedien. Nie deur my woorde nie, maar Vader, deur U woorde self. En die Gees van elkeen. Ons loof U naam Jesus. Amen. Amen. Iemand fluit daar so. Gemeente, ek wil vanoggend 'n paar stories uit die Bybel met julle deel. Want ek wil praat oor 'n saak, nog 'n saak wat die Here tydens my en Waldie se wegpreek aan die begin van die jaar na vore gebring het. Nou ons het al baie gepraat oor die opdrag van abiding in hierdie afgelope 5 maande. En dit is 'n belangrike opdrag. Nou vanoggend wil ek kyk na 'n dieper saak binne-in daai selfde opdrag. En dit is, met watter gesindheid wandel ons met Jesus? Met watter gesindheid abide ons in hom? As wie sien en ontvang ons vir Jesus in ons lewens? Met ander woorde, wie is Jesus werklik vir jou? Wat is jou werklike beskouing van hom? Dis waarop ons wil fokus vanoggend. Nou, die eerste storie waarby ek gaan begin, is aan die begin van Markus 6. So as jou Bybel het, kan jy blaai na Markus 6 toe, want ons gaan 2 stories uit Markus 6 doen. En soos ons deur hierdie stories gaan, soos jy luister, hou in gedagte die hele tyd by jouself, wie is Jesus vir jou? Nie wie ek sê hy vir jou moet wees nie. Wie is Jesus werklik vir jou? OK, so ons begin by die eerste storie in Markus 6 vanaf vers 1. Ek lees vir julle. En hy het van daar af vertrek en na sy tuisdorp gegaan. Sy disippels het hom gevolg. Toe die Sabbat aanbreek, het hy die mense in die sinagoge begin leer. En baie van hulle wat hom gehoor het, was verwonderd. Hulle het gesê, waar kom hy aan hierdie dinge? En watter wysheid is aan hom gegee? Dat sulke kragtige dade deur sy hande plaasvind. Is hy dan nie die skrynwerker, die seun van Maria en die broer van Jakobus, Joses, Judas en Simon nie? Woon sy susters dan nie hier onder ons nie? Hulle het aan hom aanstoot geneem. Daai vieslike woord, aanstoot. Jesus het toe vir hulle gesê, 'n profeet is nie sonder eer nie, behalwe in sy tuisdorp en binne sy familiekring en in sy huis. En hy kon nie 'n enkele kragtige daad daar verrig nie, behalwe dat hy 'n paar siekes gesond gemaak het deur hulle die hande op te lê. Hy was verbaas oor hulle ongeloof. Ons sien nie, Jesus is tussen sy eie mense. Mense wat hom ken. Mense saam met wie hy groot geword het. Naby mense van hom. Maar hulle is verbaas dat Jesus nou hierdie krag het en die dinge wat hy leer. Hulle is so half afgunstig teenoor hom. Dat hy hierdie dinge kan doen. Hoekom? Want hulle kyk na hom met 'n familiêre gesindheid. Dis 'n gesindheid van, jy's een van ons. Jy is ons gelyke. En daai gesindheid maak dat hulle blind is vir sy goddelikheid. Hulle kan dit sien nie, hulle kan dit begryp nie. Hulle het geen geloof dat Jesus waardig kan wees as iemand meer as een van hulle nie.
Hulle neem aanstoot in hom, terwyl Jesus daar gekom het om net goed onder hulle te doen. Maar weens hulle ongeloof word hy weerhou om met krag in hulle midde te kan werk. Hoor mooi, hoe jy Jesus sien, het 'n groot implikasie op jou lewe. Hoor baie mooi. Hoe jy Jesus sien, wie hy vir jou is, het 'n groot implikasie op jou lewe. Jy sien, hulle ontvang hom en hulle sien hom op grond van hulle eie standaard. En daarom is hulle verwagting van hom gebaseer op hierdie standaard wat hulle daar stel. So hulle verwagting van Jesus is daaronder. En Jesus word beperk deur die verwagting wat hulle het van hom. En daai verwagting begin hoe hulle hom sien. Nou kom ons by 'n volgende storie, aan die einde van Markus 6. Ek lees daar vir julle vanaf vers 53. Nadat hulle na die oorkant gevaar het hulle by Genesaret aan wal gegaan en vasgemeer. Toe hulle uit die boot klim, het die mense hom dadelik herken. Hulle het haastig deur die hele landstreek gegaan en die wat siek was, op slaapmatte begin aandra na waar hulle gehoor het hy is. Waar hy ook al in gehuggies of in dorpe of op plase gekom het, het hulle die siekes op die markpleine neergesit en hom gesmeek dat die sieke selfs net die soem van sy bokleed kan aanraak. En almal wat hom aangeraak het, is genees. 'n totale ander situasie aan die einde van Markus 6, as waarmee ons nou net begin het, aan die begin van Markus 6. Ons sit hier met mense wat Jesus dadelik herken vir die krag wat hy het. Hy is nie maar net gewoon nie. Hy is iemand spesiaal. Hy is meer as hulle. Hulle herken hom vir die bonatuurlike lewe wat uit hom kom. Hulle sien dit. Hulle herken hom. Hulle het so 'n agting en 'n verwagting van Jesus dat hulle in geloof alles los waarmee hulle besig is. En soos ambulanse deur daai hele landstreek gaan om die siekes te soek en seker te maak dat elke sieke by Jesus kom. Hoekom? Want elke een word gesond wat by Jesus uitkom. Hoekom? Want ons geloof onder die mense van Genesaret. Dis herlewing. Daai hele landstreek het nie 'n enkele sieke gehad nadat Jesus daar was nie. Omdat mense hom herken het vir wie hy is, omdat daar geloof was. Ek hoop julle sien die verskil hierso. Dieselfde Jesus, twee groepe mense. Die een groep so familier met hom dat hulle hom van waarde ontneem. En hulle sit sonder die kragtige aanraking en die kragtige werkinge van Jesus in hulle midde. Aan die ander kant 'n groep wat hom waardig ag vir wie hy is. En sy krag vloei vrylik. Want hy het gekom om lewe te gee en dit in oorvloed. En ek glo die Here wil met ons praat hieroor vanoggend. Want wie Jesus vir jou is, hoe jy hom sien en hoe jy hom ontvang, beïnvloed direk jou verwagting van hom. So nou vra ek die vraag, wie is Jesus vir jou? Hierdie Jesus wat in ons leef volgens Kolossense 1:27. Wie is hy werklik vir jou? Jy sien die plafon van jou geloof word bepaal deur jou verwagting, jou hoop wat jy in Jesus het en hoe jy hom sien. Hebreërs 11:1 sê, geloof is sekerheid van die dinge wat gehoop word, 'n bewys van die dinge wat nie gesien word nie. Jesus se eie mense het geen hoop, geen verwagting
in hom gehad nie. Daar staan eintlik, hulle was onseker oor waar hy hierdie krag en hierdie wysheid vandaan kry. Dit het hulle omgekrap, dat hy dit kan hê. Hulle het geen geloof gehad nie, net afguns in Jesus. En dit het gemaak, omdat daar nie geloof is nie, het daar nie krag gevloei, wat Jesus wou laat vloei nie. Hoe baie vra ons altyd die vraag, maar hoekom sien ons nie die kragtige werkinge van die Here in die kerk nie? En ek hoop vanoggend se boodskap begin raak aan daai saak, dat ons self daai vraag kan begin antwoord. Want ek sê weer, hoe sien ons werklik vir Jesus? Jy sien jou aksies en hoe jy leef en wat jy doen, vloei uit hoe jy glo. Want daar sien ons die mense van Genesaret het in geloof in Jesus. Hulle het Jesus gesien en die geloof gehad dat hy meer is. Hy's iemand spesiaal. Hy het die krag. Hulle het die geloof daarin geplaas. En Jesus kon met krag werk in hulle midde. Maar weet jy wat het gebeur? Hulle geloof het hulle tot aksie oorgeneem. Hulle het alles gelos waarmee hulle besig is. En hulle het rondgehardloop om die siekes. As jy mooi lees wat ons gelees het. Rondgehardloop om die siekes by Jesus uit te kry. Wat vir my so mooi is wat daar uitstaan. Hulle het nie aan hulle self gedink nie. Die gesondes het alles gelos en die siekes gaan soek om hulle net by Jesus uit te bring. Op slaapmatte gedra. Effort ingesit. Dis wanneer jy werklik sien en weet wie is hierdie Jesus voor jou, dan trigger dit jou. Dit trigger jou in geloof, dat jy nie kan stil sit nie. Laat my dink aan daai ouens, die melaatses wat ons lees aan die Ou Testament. Jy weet toe die Here, die vyand wat hulle die stad omsingel het. En die hongersnood binne in die stad was en die 4 melaatses buite die stad sê ek was en hulle hardloop. Dan sê ag, weet jy wat, kom ons gaan na die vyand se kamp toe. En die Here het die vyand verdryf en hulle sit met alles, al die goud en al die kos en al die goeders en hulle kom op pad punt om te besef. Maar ons kan dit vir onsself hou nie. En hulle vat dit terug vir die res van die mense. Dit is wat ware geloof doen, wanneer ons regtig begryp wie Jesus is. In ons, en hier in ons midde. Dit aktiveer aksie. Ons sien Jakobus 2 vers 17 sê, geloof wat nie op dade uitloop nie, is dood. En ons geloof lê in wie Jesus werklik vir ons is. So kan jy dit vat tot by die begin. En die grootste dryfveer tot aksie in jou lewe is nie hoeveel ek vir jou kan motiveer en aanmoedig om tot aksie te gaan en te gaan na die nasies toe nie. Ons kan praat en praat en praat en praat. Die grootste dryfveer tot aksie binne jou en my lewe is ons openbaring van wie Jesus werklik in ons is en vir ons is. Jy kan nie stil sit van jy werklik ontdek vir hierdie Jesus is wat in jou leef nie. Nou dit bring my by een van die groot uitdagings en vra wat veral die kerk van die Weste, die kerk wat dit maklik het, onsself kan afvra. Soos Waldie laasweek gepreek het. Sien ons onsself werklik as net die skape? En sien ons vir Jesus werklik as die goeie herder? Want hoe lyk die vrees van die Here in ons lewens? Hoe lyk die vrees van die Here in die kerk van vandag? Sien ons hom werklik in sy heilige almag,
in ons lewens? Of het ons so in ons God gegewe vrymoedigheid met hom, familier geraak met hom, dat ons eintlik sit met geloofsarmoede in die kerk van vandag, in ons lewens. Al dink ons nie so nie. Jy sien, vrymoedigheid met God en om familier met God te wees, is twee verskillende goed. Hebreërs 9:18 vers 19 sê duidelik, die bloed van Jesus gee vir ons vrymoedigheid om in te gaan na die heiligdom, om voor God in sy onveranderde heiligheid te kan kom, te kan wees. Die bloed van Jesus gee ons juis vrymoedigheid. Vrymoedigheid is 'n geskenk wat ons kry, om met spontaniteit in 'n intieme verhouding met God te kan wandel, om in sy teenwoordigheid te kan ingaan. Maar ek kan nie bekostig om in hierdie spontane verhouding met God familier met hom te word nie. Nou, om familier met God te word beteken, jy raak so gemaklik met hom en oor hom, dat jy in die proses 'n heilige standaard afbring en afwater tot 'n vlak waarmee jy gemaklik is en wat jy dink vir God aanvaarbaar is. Dis wat familier met God begin, so ou so leef. Die Engels praat van jy raak casual. You become casual with God. Buddy with God. Hoor jy die gevaar daarvan? Wanneer jy familier raak met hom, bring jy sy standaard af om jou te ontmoet op jou standaard. Ons besluit eintlik, alles is oukei. Jesus is oukei met alles, want ek staan mos nou nie meer onder die wet van die ou verbond nie. Ek staan onder genade en dit is waar. Dit is waar. Maar, as ek onder genade familier raak met God, dan gebeur gevaarlike dinge. Want weet wat gebeur dan? Ons besluit wat aanvaarbaar is in die kerk van Jesus. Ons besluit wat aanvaarbaar en hoe ons samekomste wil doen. Ons besluit. Ek besluit wat ek met hierdie tempel van die Heilige Gees maak. Ek besluit. Die skaap besluit wat goed en aanvaarbaar is vir hom, nie meer die gesag van die herder nie. En so raak ek, oukei, om te sit deur flieks waar die heilige naam van Jesus soos 'n vloekwoord uitbasyn word. En ek geniet dit. Hoekom? Want ek is mos onder genade. Maar dit is 'n wanpersepsie van genade. Dis 'n houding, 'n gesindheid van familier wees met God binne sy genade, en is 'n baie gevaarlike plek. Jy sien, die gevaar van familier wees met God is om sy genade te gebruik as regverdiging om te doen wat ek wil. Met die wete dat Jesus aanvaar my. Met ander woorde, ek bring sy heilige standaard af tot 'n vlak wat ek dink vir hom aanvaarbaar is en wat vir my gemaklik is. En wie jy, baie keer doen 'n mens dit met goeie bedoelings ook. Baie keer besef ons nie, ons bring sy heilige standaard af. Ons dink dis aanvaarbaar vir hom en ons bedoeling is goed agter dit. En dit bring my by ons volgende storie. En dis die storie van waar Dawid die ark gaan haal om dit na Jerusalem te bring in 2 Samuel 6. Nou eers 'n bietjie agtergrond oor hierdie storie. Die Filistyne
het in Eli se tyd die ark van die verbond kom steel by die Israeliete en het weggevoer na hulle grondgebied toe. En oral waar hulle die ark nou rondgeskuif het in hulle grondgebied, het die Here hulle gepeper met al wat 'n plaag is en 'n ramp. En dan skuif hulle dit weer aan en dan kom die Here en dan peper hulle op daai gebied. Soveel so dat hulle na 7 maande besef het, luister jy, dit werk nie. Ons moet die ark terugstuur Israel toe. En wat hulle doen is, hulle laai die ark op 'n nuwe wa. En hulle sit 2 melkkoeë voor en die koeë het die ark teruggeneem na Israel se grondgebied toe. So eindig die ark by die huis van Abinadab in Israel se grondgebied. En sy seun Eleazar het na die ark gekyk. Nou dit bring ons nou by 2 Samuel 6, want koning Dawid besluit toe nou. Hy wil die ark by hom hê in Jerusalem. Bly vir my altyd interessant hoe lank Dawid eintlik aangehou het voor hy werklik die ark by hom wou hê. Vir al die tyd wat die ark by die Filistyne was. Nooit het hy die begeerte gehad om dit te gaan haal daar nie. Bly vir my altyd interessant. In elk geval is nie waar ek wil praat vanoggend nie. Die punt is, Dawid is nou op 'n plek, hy wil die ark nou terug hê. En hy stuur saam met hom 30,000 man. Bietjie groter as Suid-Afrika se weermag. In elk geval, hy vat 30,000 man saam met hom om die prosesie te lei om die ark nou van Abinadab se huis te bring na Jerusalem. Nou kom ek lees vir julle. Vanaf vers 3, 2 Samuel 6 vers 3. Hulle het die ark van God op 'n nuwe wa gelaai. Nadat hulle dit uit die huis van Abinadab wat op die heuwel is gedra het. Ussa en Agjo, seuns van Abinadab, het die nuwe wa begelei met die ark van God daarop. Agjo het voor die ark geloop. Dawid en die hele huis van Israel was uitbundig voor die Here met die klank van allerlei instrumente van sipreshout en met liere, harpe, tamboeryne, sistrums en simbale. Toe hulle by die dorpsvloer van Nagon kom, het Ussa sy hand uitgesteek na die ark van God en dit vasgegryp, want die osse het gestruikel. Die toorn van die Here het teen Ussa ontbrand en God het hom net daar getref oor die oneerbiedigheid. Hy het daar by die ark van God gesterf. Dawid was ontstel daaroor dat die Here Ussa stikkend gebreek het en hy het daardie plek Peres Ussa genoem. Dit is vandag nog die naam. Dawid het daardie dag bang geword vir die Here en hy het gesê, Here, hoe kan die ark van die Here na my toe kom? Dawid wou toe nie die ark van die Here na hom toe by die stad van Dawid laat afdraai nie. Dawid het dit na die huis van Obed-Edom, 'n man uit Gat, laat wegdraai. Die ark van die Here het 3 maande lank in die huis van Obed-Edom, die man uit Gat, gebly. Die Here het Obed-Edom en sy hele huishouding geseën. So wat sien ons hier? Dawid het met 'n opregte hart, absolute opregte hart, vol opgewondenheid en 'n gejubel die ark gaan haal. Dit was vir hom 'n groot en 'n belangrike saak. Hy was ernstig daaroor. Maar hier is die ding. Dawid besluit, dis aanvaarbaar om die ark ook op 'n nuwe wa te vervoer. Want die Filistyne het dit dan so gedoen. So, dan doen ek dit ook, maar so. Pertinent word genoem, 'n nuwe wa. Filistyne het hom op 'n nuwe wa gelaai. Dawid gaan laai die ark ook op 'n nuwe wa. Maar die standaard van die Here was nog altyd dat die ark op die skouers van die Lewiete gedra moes word. Nêrens wou hy hê sy ark moet op 'n wa rondgery word. En jy sien, Dawid was nie bewus van die standaard van die Here nie.
Dawid was onkundig oor hoe die ark vervoer moes word. Hy het nie geweet nie. Hy het maar net aanvaar. Die Filistyne het die ark op 'n nuwe wa gedra. Hy kyk na die vyand en sien hoe hulle die ark vervoer het en hy gaan doen dieselfde. En sy onkunde oor die standaard, die heilige standaard van die Here, kos Ussa se lewe. Jy sien, Ussa het met die beste van bedoeling, 'n opregte hart, sy hand uitgesteek na die wa, om te keer dat die ark val. In daai oomblik verloor hy sy lewe. En Dawid was wild omgekrap. Hoekom? Want sy bedoeling van sy hart was dan nou so goed gewees. Here, ons wil net die ark bring. Maar die standaard van die Here is nie gevolg nie. Ussa verloor sy lewe omdat Dawid onkundig was oor die standaard van die Here vir die vervoer van die ark. Dawid het nooit gaan ondersoek instel voor die tyd oor hoe wil die Here hê moet ons hierdie prosesie lei nie. Dawid het vanuit sy eie dryf, sy eie opgewondenheid, sy eie passie hierdie prosesie saamgestel. En vir ons lyk dit wonderlik en goed en als, maar binne in dit was die standaard, die heilige standaard van die Here gemisken met ernstige gevolge. En Ussa se dood het vir Dawid gewys dat die heilige standaard van die Here verander nooit. God gaan nie in kompromie met homself oor wie hy is in sy heiligheid nie. Nooit. En Dawid het deur daai situasie opnuut by 'n ontwaking gekom van die vrees van die Here, wie hierdie God is, wat sy God is. En dan sal as jy nou verder gaan lees, sal jy nou sien, Dawid het nou, toe hy nou weer die ark van Obed-Edom se huis wou terugbring, in daai tyd het Dawid wel gaan ondersoek instel. Om te leer oor die standaard van die Here, oor hoe die ark vervoer moet word. En Dawid het sy fout raak gesien, en Dawid kon dit regstel, en Dawid het 'n wonderlike nuwe prosesie gelei om die ark te wel in Jerusalem te kry. Ons almal ken daai storie. Dat hy omtrent sonder klere gedans het, so vrolik was hy oor die saak. Maar die keer het hy dit reg gedoen. Die standaard van die Here is gevolg. Nou gemeente, dis die gevaar wat inkruip in enige opregte bediening aan die Here. Ons kan die wonderlikste goed vir die Here doen, met die mooiste harte. Die oulikste, dit kan so kosbaar lyk wat ons doen. Ons kan die oulikste gemeente probeer wees. Maar ons moet waak daarteen om dit te doen op 'n manier wat vir ons aanvaarbaar is. Wat ons dink vir die Here aanvaarbaar is. Omdat ander dit so doen. Omdat ander so bid, gaan ons so bid. Omdat ander so sing, gaan ons so sing. Omdat ander so lering gee, gaan ons so lering gee. Omdat ander so bedien, gaan ons so bedien. Omdat ander so sendingwerk doen, gaan ons dit ook so doen. Al wat saak maak, is die heilige standaard van die Here. En sy standaard verander nooit. Ons leef in 'n tyd met 'n samelewing wat by die dag agteruit gaan. Want al wat 'n liberale gedagte of motivering of filosofie of denkwyse is, word nou gegiet in ons. Ons word gepeper met liberale denkwyses en die druk van liberalisme, en dit kom in die teologie, en die teologie word bevuil met liberale denkwyses wat die woord eintlik uitmekaar ruk. En dit alles onder die prentjie of die samevatting van progressiveness. Maar die heilige standaard van die Here
van die begin tot in die ewigheid gaan nooit verander nie. Dit gaan dieselfde bly. En ek en jy het 'n keuse. Ons kan gaan en ons kan duik saam met die pad van die samelewing, of ons kan ons gaan anker in die heilige standaard van die Here, want hy sê, duisternis gaan net meer raak. Maar soos wat die duisternis meer raak, gaan die lig helderder wees. En die lig wat helder is die heilige standaard van die Here wat nooit verander nie. Maar dit is 'n samelewing wat duik al verder weg van die Here. En ek vra weer, wie is die Here vir elke een van ons? Hoe sien ek hom? Jy sien die genade wat ons ontvang het onder die nuwe verbond het nie die standaard van die Here kom verlaag of eintlik kanselleer nie. Baie ouens dink so, baie ouens hardloop rond met genade. Nie as die uitveer van ons sonde nie, maar as die uitveer van die heilige standaard van die Here. Ons kan alles doen. Ons is vry om te kan doen soos wat ons wil. Want ons is onder die genade. Gevaarlike plek om te wees. Want ek het reeds vir jou genoem, genade stel ons in staat om in vrymoedigheid en 'n intieme verhouding met God te kan lewe. Dis wat genade kom doen het. Genade is die bloed van Jesus wat ons reinig van ons ongeregtigheid, wat ons sonde kom skoon was het, dat ons vir God se heiligheid kan kom. En in verhouding met hom kan leef. Omdat ons nie die werk kon doen om dit te doen nie, is dit sy werk wat hy gedoen het. Dit is sy genade. Titus 2 vers 11 tot 12 sê, want die verlossende genade van God het verskyn vir alle mense en voed ons op, sodat ons in hierdie bedeling verstandig en regverdig en Godvreesend kan leef, deur goddeloosheid en wêreldse begeertes te verwerp. Hoor jy wat doen genade? Die verwerping van dit wat samelewing wil hê ons moet opneem, om dit te kan verwerp, te kan vashou aan die Here. Jy sien, genade het nie gekom sodat ek en jy familiêr met God kan word nie. Casual, buddy met God kan word nie. Genade het juis gekom om ons te leer, om ons te voed, om ons te bemagtig, om in lyn te kom met God se heilige standaard. Want nie ek en jy kan dit ooit uit ons eie uit regkry nie. Genade het gekom as die krag van God wat werksaam is binne in ons. To change us from the inside out. Hy het gekom as die heiligmaker in ons. Dit is 'n kragtige werk wat genade binne in jou besig is om te doen. Hy is besig om aan jou te timmer, te werk, te reinig. Al hoe meer na die heilige standaard van die Here, sodat jy kan anker in die heilige standaard van die Here. Sodat Jesus 'n pure, spotless bride kan kom haal. Na die werking van sy genade waarin ons nou staan. Nou is die ding, ons kan so maklik dink dat die manier ons Jesus sien, hoe ons hom ontvang in ons lewens en ons optrede teenoor hom is aanvaarbaar vir hom. Ons kan baie maklik so dink. Maar ons kan die pot heeltemal mis het. Ons kan heeltemal tekort skiet. En dit bring by ons volgende verhaal in Lukas 7, waar Jesus dit so mooi kom uitwys. Ek lees vanaf vers 36.
Lukas 7 vers 36. Een van die fariseërs het hom genooi om by hom te kom eet. Hy het die fariseër se huis binne gegaan en vir ete aangeleen. Nou, wat vir my eintlik so mooi is hoe hierdie verhaal begin, sommer by die intrapslag, is daar kosbaarheid, jy weet. En dit is wanneer Jesus uitgenooi word, daag hy op. Dis waarheid wat jy vir jouself moet vasmaak. Maak nie saak wie jy is nie. As jy vir Jesus uitnooi, daag hy op. Wanneer jy tot Jesus nader om tyd met hom te spandeer, dan gaan hy tot jou nader. Want hy's 'n God van verhouding. En waar iemand net sê Jesus, dan daag hy op. Maar hier is die vraag, hoe tree ek op in sy teenwoordigheid? Hy gaan opdaag. En omdat hy opdaag, beteken dit nie, my optrede is aanvaarbaar vir hom. So moenie dit vermeng nie. Baie keer sit ons in kerk en omdat die Here opdaag, dan aanvaar ons, hy is 100% tevrede met ons optrede voor hom. Maar dis twee aparte sake. Jesus gaan opdaag, waar hy uitgenooi word. Maar ons optrede is 'n ander saak en dis waar hierdie verhaal gaan. Nou ek lees vir julle. Dis 'n mondvol vanaf vers 37. En kyk, daar was 'n sondige vrou in die dorp, wat gehoor het dat hy by die fariseër se huis gaan eet het. Sy het 'n albasterfles vol reukolie gevat en agter Jesus by sy voete gaan staan. Sy het gehuil en begin om sy voete met haar trane nat te maak. Sy het sy voete met haar hare afgedroog, dit gesoen en met reukolie ingevryf. Toe die fariseër wat hom uitgenooi het dit sien, het hy in sy hart gedink, as hierdie man 'n profeet was, sou hy tog geweet het wie dit is wat hom aanraak en wat 'n soort vrou sy is, dat sy 'n sondige vrou is. Maar Jesus het vir hom gesê, Simon, ek het iets om vir jou te sê. Sê maar, meester, antwoord hy. Twee mense was by 'n sekere geldskieter in die skuld. Die een het 500 denarius geskuld en die ander 50. Omdat hulle hom nie kon terugbetaal nie, het hy albei sy skuld kwytgeskeld. Wie van hulle sal hom dan die meeste lief hê? Simon het geantwoord, ek veronderstel die een vir wie hy die meeste kwytgeskeld het. En Jesus sê vir hom, jy het reg geoordeel. Toe het hy omgedraai na die vrou en vir Simon gesê, sien jy hierdie vrou? Toe ek by jou huis ingestap het, het jy nie eers vir my water, vir my voete gegee nie. Maar sy het my voete met haar trane nat gemaak en met haar hare afgedroog. Jy het my nie eens 'n soen gegee nie. Maar sy het, vandat ek hier aangekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Jy het my kop nie met olyfolie gesalf nie, maar sy het my voete met reukolie ingevryf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes, en dit was baie, is vergewe, omdat sy baie liefde betoon het. Maar die een vir wie min vergewe word, het min liefde. En vir haar het hy gesê, jou sondes is vergewe. Kosbare storie. Simon die Fariseer het Jesus uitgenooi, Jesus het opgedaag. Simon die Fariseer spandeer nou tyd met Jesus. Maar hy maak dit baie duidelik. Hy ag Jesus nie as iemand spesiaal nie. Hy ag Jesus as 'n gewone gas. Hy gee vir hom geen vorm van eerbetoning nie. Totale familiêre gesindheid. Los my met die vraag, hoe gasvry is ek en jy werklik
teenoor die koning van konings in ons lewens en in ons gemeente. Maar daar was 'n sondige vrou. En kom ons kyk, wat doen hierdie sondige vrou? Jy sien ons moet verstaan, sy daag daarop, né? Sy het nog niks van Jesus gekry nie. Sy kom vra hom vir niks. Sy kom net om hom te bedien vir wie hy is. Sy herken hom vir wie hy is. En sy bedien hom met elke aspek van eerbetoning volgens die tradisie van daai tyd. Maar hier is die ding, sy gaan nog verder. Sy gaan verder as die normale standaard van eerbetoning. Sy giet haarself by 'n posisie van nederigheid voor Jesus. En alles wat sy bedien aan hom, bedien sy aan sy voete, by sy voete. Sy ag hom waardig vir wie hy is en sy wys dit prakties. Kom ons kyk gou wat doen sy. Eerstens, sy was haar voete nie met water nie, maar met haar trane. Sien trane vloei uit 'n plek, hy kan net vloei uit 'n plek van gebrokenheid voor die Here. Sy het haar gebrokenheid voor Jesus geken. En daai trane is die water waarmee sy voete was. Ken ons nog ons plek van gebrokenheid voor die Here? Ons stap dalk 30, 40 jaar al 'n pad met Jesus. Het ons al so geestelik hoogmoedig geword, dat ons meer oordeel soos Simon die Fariseer, wat in sy hart dink, daai een, as die Here maar net weet. En ek weet dit gebeur hier in ons midde, in ons gemeente. Het ons al so geestelik hoogmoedig geraak, dat ons gebrokenheid, ons eie gebrokenheid voor Jesus al vergeet het. Dis die dinge waarna Jesus soek. Nou kom die vrou en sy droog Jesus se voete af met haar hare. 1 Korinte 11 vers 15 skryf Paulus dat 'n vrou se eer is haar hare. Weet wat doen sy? Sy kom eerbiedig Jesus met die eer wat sy het, en dis haar hare. En sy kom lig Jesus op vir wie hy is. Wie laat dit my dink? Die ouderlinge in Openbaring, wat hulle krone, die eer wat Jesus vir hulle gegee het, né? Die krone wat hulle kom giet by Jesus se voete. Selfe prentjie. Kom eer vir Jesus met die eer wat hy vir hulle gegee het. Die vrou kom eer vir Jesus met die eer wat aan haar gegee is. Sy kom verklaar eintlik net vir Jesus, you are worthy of it all. En dit bring my by die vraag, leef ons om eer te soek vir onsself en wat ons doen in hierdie lewe? Vra altyd die vraag, hoekom mense sekere goed op sosiale media post? Wat op aarde is jou doel agter dit? Wil jy hê iemand moet vir jou sê, hy fooi tog. Vriende, as kinders van Jesus, is wat Jesus na soek. Kinders wat leef tot eer van hom in alles wat ons doen. Nou derdens kom die vrou en sy soen Jesus se voete. Sy wys haar liefde en haar waardering vir Jesus. Hoor mooi, in 'n aanhoudende aksie. Jesus sê dit pertinent, sy het nog nie opgehou om my voete te soen nie.
She is busy adoring Christ. Wanneer laas het ons net op 'n plek gekom just to adore Jesus for who he is. Die inkoopielys eenkant gesit. Here, ek soek dit en dit. Here, help my met dit en dit. Wanneer laas het ons net gekom te midde van 'n lang lys van goed. Hierdie vrou se lewe was 'n gemors op daai stadium. Sy's berig in die dorp. Sy's leeg van haarself. But she's adoring Christ for who he is. Wanneer laas het ons net kom stil raak, just to adore him for who he is. In 'n aanhoudende posisie. En dan kom die vrou laastens. En sy salf Jesus se voete met reukolie. Nie olyfolie nie, dit was die standaard. Sy gaan verder. Sy vryf sy voete in met reukolie. Dis duur olie. Want jy sien hoe duurder die olie was waarmee jou eregas gesalf het, hoe groter was die respek wat jy vir hierdie persoon gewys het. Hierdie vrou het gekom met 'n heilige agting en 'n respek vir Jesus, vir wie hy is. Wat my by die vraag bring, het ons dieselfde gesindheid as hierdie vrou? Of het ons ook familiêr geraak, soos Simon die Fariseer, soos Jesus se eie mense? Stap ons al so 'n lang pad met Jesus, dat hy gewoon is in ons lewens? Onthou, sy heilige standaard verander nooit. Hoe hy bedien wil word, verander nooit. Hy bly God Almighty, the great I am, the King of Kings, ons verlosser, ons koning, ons Here. Hoe ontvang ek hom in my lewe? Ek sluit af met die baie bekende versie van 1 Johannes 4 vers 4. Hy wat in julle is groter as hy wat in die wêreld is. En ek wil hê jy moet besef vanoggend, die grootheid van Jesus Christus wat in jou leef. Ons moet eintlik sidder oor die grootheid van wie hy is in ons. Want hoe jy lewe sal prakties wys wie Jesus werklik vir jou is. Jy sal nie kan stil sit nie. Jy sal nie maar net kan aangaan nie. Wanneer jy werklik ontdek die grootheid van hierdie Jesus in wie ons abide. Amen. Vader, dankie. Dankie dat ons U Vader kan noem. Deur die bloed van Jesus Christus wat vir ons gevloei het. Here, ek kom bid net dat U ons as gemeente sal bring, Here. Dat ons soos hierdie vrou U sal bedien elke Sondag. Vir wie U werklik is. Here, dat ons nie maar net sal opdaag by die kerk omdat ons weet U is hier nie. Maar Jesus, dat ons sal opdaag hierso, Jesus, om U te kom bedien. To minister unto you. To adore you. To worship you. Because you are worthy of it all.
Dankie Jesus, dat ons kan verklaar ons is nietig en klein voor U. Nogtans het U ons uitgekies as U kinders, om in ons te kom woon, en U lewe in ons te bring. Dankie Heilige Gees, dat U ons in lyn bring met U heilige standaard, dat U die een is wat in ons werk. Ons loof U naam Jesus. Amen.